Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer mooi in die mooi naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend met julle deel behandel wat ek vanoggend met my Bybelstudiegroep gedeel het en ek wil graag dit met julle deel aangesien hierdie naweek Paasnaweek is en ek sal graag wil lees, as julle miskien saam wil lees uit Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ons kan slegs die wedloop hardloop as ons na Jesus kyk en ons oë op hom gefestig hou. Hy is ons fokus, ons inspirasie en ons voorbeeld. In die antieke Grieks gebruik oog gefestig op Jesus 'n werkwoord wat 'n definitiewe wegkyk van ander dinge om jou en in die hede na Jesus kyk impliseer. Spurgeon het geskryf, "We must guard against seeing Jesus as only an example. He was and is so much more, but he also remains the ultimate example of Christian endurance. Looking unto Jesus means life, light, guidance, encouragement, joy. Never cease to look on him, whoever looks on you." Jesus is nie net die outeur van ons geloof nie, hy is ook die volëinder daarvan. Die idee dat hy wat 'n goeie werk in hulle begin het, dit sal voltooi tot die dag van Jesus Christus, soos in Filippense 1 vers 6, wat inderdaad vertroostend vir hierdie ontmoedige Christene is in Hebreërs. 'n Mens kan sê dat Jesus saam met ons is by die beginstreep en die eindstreep en die hele pad van die wedloop wat hy voor ons hou. Jesus het die kruis self nie as 'n vreugde beskou nie, maar hy kon verby die gruwel van die kruis kyk om die vreugde daarachter te geniet. Dieselfde mentaliteit sou hierdie Joodse Christene en ons self in staat stel om te volhard. Jesus kon die beproewing van die kruis verduur omdat hy die goeie verstaan het wat daaruit sou kom, die goeie van 'n verloste, geredde volk wat God vir ewig vereer. Omdat hy al die goeie geweet het wat uit hierdie mees pynlike ervaring sou vloei, kon Jesus dit doen en dit met triomf verduur, deur die beproewing van die kruis. Jesus het sy tong bewaar, Jesus het sy koers gehou, Jesus het sy vooruitgang behou, Jesus het sy vreugde behou, Jesus het sy liefde behou. Een van die mees prominente elemente van die marteling van die kruis was die uiterste skaamte daarvan. Jesus het hierdie skaamte nie verwelkom nie, hy het dit verag. Tog het hy dit tot oorwinning volhard. Skaamte is 'n betekenisvolle beproewing. Daniël 12 vers 2 sê dat skaamte 'n aspek van die verskrikkinge van die hel sal wees, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, sommige tot skaamte en ewige veragting. Jesus het hierdie helse skaamte gedra om ons verlossing te volbring. Jesus het 'n skandelike beskuldiging gedra, godslastering. Jesus het 'n skandelike bespotting verduur. Jesus het 'n skandelike pak slaaf verduur. Jesus het 'n skandelike kleed gedra. Jesus het 'n skandelike bespotting verduur, selfs terwyl hy aan die kruis gebid het. Dit is 'n struikelblok vir baie. Hulle sal omtrent enigiets vir Jesus doen, behalwe om skaamte of verleentheid te verduur. Spurgeon het vrymoedig met Christene gepraat wat nie die skaamte kon verduur wat van die wêreld kom, omdat hulle Jesus volg nie. Tog is jy 'n lafaard. Ja, skryf dit in Afrikaans, jy is 'n lafaard. As iemand jou so noem, sou jy rooi in die gesig word. En miskien is jy nie 'n lafaard met betrekking tot enige ander onderwerp nie. Wat 'n skande is dit, dat altyd jy vermoedig is oor alles anders, jy lafhartig is oor Jesus Christus, dapper vir die wêreld en lafhartig teenoor Jesus Christus. Broer en susters, gaan in hierdie feestyd in, Pasga, en ons kyk na hierdie, nie net as paaseiers en hasies nie, maar ons gaan kyk na dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Mag julle geseënd wees, ek bid vir julle, en wees sterk in Jesus naam. Amen.